Goeiemôre julle. Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam uit Lukas 22 vanaf vers 7 tot 23, waar ons lees van die laaste maaltyd wat Jesus saam met sy disippels gehad het, toe hy saam met hulle die Pasga gevier het. Die Pasga was gevier om die bevryding van Israel uit Egipte te onthou. Dit was die sentrale daad van verlossing in die Ou Testament. By die Pasga-ete het die hoof van die huis gewoonlik die volgende gesê: Dit is die brood van ellende wat ons vaders in Egipte geëet het. Laat elkeen wat honger is, kom en eet. Elke item aan die tafel het simboliese betekenis gehad. Die bitterkrye het slawerny se bitterheid herinner. Die soutwater, die trane van lyding en die lam, vars geslag, het God se oordeel laat verbygaan oor die huis wat geglo het. Ons lees dat toe Jesus saam met sy disippels aan hierdie Pasgatafel gaan sit het, sê hy aan hulle dat hy baie daarna uitgesien het om hierdie maaltyd saam met hulle te geniet. Nou ek dink dit was 'n hartstogtelike oomblik vir Jesus as mens, want hy neem nie net afskeid nie. Hy het nou die doel bereik waarvoor hy aarde toe gekom het, om 'n nuwe verbond te sluit, gegrond op sy eie offer as die ware paaslam. Dit was nie die begin van die einde nie, maar die begin van 'n nuwe lewe. Ons sien hoe Jesus gedurende die maaltyd die nuwe verbond bekendstel, deur nie die gewone verduideliking van die Pasga te gee nie, maar aan elke simbool 'n nuwe betekenis in homself te gee. Hy verskuif die fokus van Israel se lyding in Egipte na Jesus se lyding vir ons sonde. In vers 19 tot 20 kondig Jesus die nuwe verbond aan, iets wat net God self kon doen. Daar staan: Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê: Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Nou hierdie woorde van Jesus moes 'n skokkende openbaring vir die disippels gewees het, wat hulle eers na Paasfees en Jesus se kruisiging dink ek volkome sou verstaan het. Nou in hierdie oomblik het Jesus aan hulle bekend gemaak dat hy self die ware paaslam is. Sy liggaam sou gebreek word, sy bloed sou gevloei het vir ons verlossing. Jy sien, hierdie nuwe verbond bring innerlike verandering en vergifnis, soos Jeremia 31 vers 33 tot 34 dit reeds geprofeteer het wat sê: Ek sal my wet in hulle verstand gee en op hulle harte skryf. Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Jy sien, die ou verbond was gebou op wette en offers. Die nuwe verbond is gebou op genade en vergifnis. Dit beteken dat ons nie meer probeer leef om God se guns te verdien nie. Ons leef nou vanaf sy guns. Sy bloed het nie net ons skoon gewas en ons sondes bedek nie. Dit het ons harte verander. Dit het ons gered van die ewige dood en aan ons die ewige lewe gegee. Dit het gemaak dat ek en jy nou geregtig voor die Vader kan staan. Dit het ons 'n nuwe skepsel gemaak, 'n kind van God. Ek wil julle aanmoedig om gereeld nagmaal te hou, want wanneer ek en jy die nagmaal gebruik, onthou ons nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Ons word herinner aan die lewende waarheid dat ons verlossing klaar betaal is. Ons onthou dat wat Jesus as ware paaslam vir ons gedoen het aan die kruis. Deur die brood eet ons sy gebroke liggaam en deur die beker drink ons sy bloed, wat vir ons uitgestort is op Golgotha. Die laaste Pasga was nie die einde nie, maar die begin van iets nuuts, 'n lewe waar ons elke dag saam met Jesus aan tafel sit, sy genade deel en sy liefde uitleef. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.